Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Vriende, goeiedag, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en ek sien baie uit om saam met jou vandag te kuier terwyl ons verder gesels oor hierdie reeks waarmee ons besig is, een lewe, integriteit. Maar voor ons verder gesels, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie dat U regtig ons belange op die hart dra, dat U 'n plan van ewigheid af al het, van die begin af, waarvan U ons deel maak, en dat ons lewens vir U saak maak. En daarom, Here, kan ons U vertrou, om ook vandag die werk wat U in ons doen, te groei, om met ons te gesels, om dinge in ons harte en ons gedagtes duidelik te maak, sodat ons saam met U hierdie reis verder kan stap, hierdie pad van integriteit, hierdie een lewe. Seën ons gesprek vandag in die naam van Jesus. Amen. Ons gesels oor hierdie tema integriteit in ons reeks een lewe, en ek dink meeste van ons het so min of meer 'n idee van integriteit. Dis 'n persoon wat met waardes lewe, en 'n persoon wie sy ja is en sy nee. 'n persoon wat nie sy lewe in kompartemente deel en met verskillende waardes in verskillende kompartemente lewe nie. Ek het 'n geloofslewe, ek het 'n gesinlewe, ek het 'n werklewe, ek het 'n sosiale lewe, en daar geld verskillende waardes. Dis nie integriteit nie. Integriteit is een lewe, een stel waardes, as ou dit so wil noem, waarmee ek oral lewe. En ons almal weet, dit is baie belangrik. Dis belangrik vir die individu. Dit praat van 'n gesonde mens. Dis belangrik vir die mense rondom hierdie individu. Dis belangrik vir almal rondom ons dat ons met integriteit lewe, en is so belangrik in ons wêreld. Hoe smag ons wêreld nie? Kyk maar na ons land. Hoe smag ons wêreld nie na mense van integriteit? Maar vir ons wat glo, is die storie groter as net ons mens wees. Ons glo ons lewens maak saak, want God het 'n doel met ons. Dis hoe ons reeks begin het laasweek, of eintlik die boodskap laasweek geëindig het, by God se doel met integriteit. Ons lewens maak saak, want die Here het 'n doel. Ons jaartema is His glory, our story. Ons vind ons doel in sy heerlikheid. En miskien is daar nuwe mense wat by ons kampusse ingeskakel het, dan wil ek jou uitnooi om gou net weer te hoor. Ons gesels hierdie hele jaar al hieroor, oor Jesus se heerlikheid. As Hebreërs dit doen, die boek waaruit ons baie kuier en waaruit ons ook gesels vir hierdie reeks, dan sê Hebreërs die hele eerste hoofstuk dat Jesus die koning is, op soveel verskillende maniere. Hebreërs 1 sê hy is die erfgenaam van alles. Daar is nie 'n stukkie grond in die hele tuinroete wat nie nou aan koning Jesus behoort nie. Hy is die erfgenaam van alles. Hy sit aan die regterhand van majesteit. Hy regeer namens God. Hy is die een vir wie God sê, ek sal vir my vader wees, hy sal vir my seun wees. Dis die belofte wat God vir Dawid gemaak het. 2 Samuel 7 vers 14 kan jy dit gaan lees. God sê vir Dawid, een van sy seuns gaan vir altyd heers, en vir daai seun gaan God 'n vader wees, en daai koning gaan vir God 'n seun wees. Oor en oor is dit die tema in Hebreërs. U troon staan vir altyd vas, sê Hebreërs 1, want u het geregtigheid lief gehad. U is gesalf met vreugdeolie, gesalfde koning, dis wat die woordjie Christus beteken. Oor en oor is dit die tema. As ons praat oor Jesus, praat ons oor die koning van alles.
Jesus is die koning van elke dorp en stad en omgewing in die tuinroete, in ons land en in hierdie wêreld. His glory, our story, presies. Van Hebreërs 1 Jesus aan ons voorstel as koning, dan noem hy hom ook die eersgeborene. En daai tema gaan aan, eersgeborene waarvan? Van 'n nuwe mensfamilie. Van Hebreërs 2 sê, en hy haal Psalm 8 aan, dat Jesus nou gekroon is met eer en heerlikheid en alles is onder sy voete. Jesus is koning van alles. Hoe het hy gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Direk daarna gaan die Hebreërskrywer aan met die tema van familie. Hier so hy dit skryf, en ons het laasweek hieroor gesels. Dit was immers gepas, dat hy vir en deur wie alle dinge bestaan, ten einde baie kinders na die heerlikheid te lei. Die skepper van alles wil baie kinders deel maak van sy familie. Kinders, familie. Maar waaroor gaan die familie? Die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God sien ons in Jesus. Jesus bring God se teenwoordigheid en God se heerskappy na ons wêreld toe. Jesus is koning van alles. Maar hoe gaan hy nou sy koningskap implementeer? Hy maak vir God 'n familie van kinders. Hoe het hy dit reg gekry? Die Hebreërskrywer sê, God wou baie kinders tot die heerlikheid lei, en hoe het hy dit gedoen? Deur die leidsman van hulle verlossing, deur lyding tot volmaaktheid te bring. Volmaaktheid beteken die doel. Hoe gaan Jesus die doel bereik van baie kinders, deur wie God se heerlikheid nou in hierdie wêreld sigbaar gemaak gaan word? Jesus het dit deur sy lyding kom doen. Deur die kruis van Jesus het Jesus vir God 'n familie gemaak, waarvan hy die eersgeborene is, 'n nuwe mensfamilie. Hoe gaan koning Jesus sy koninkryk in hierdie wêreld implementeer? Dis die doel van ons lewens. En dis hoekom integriteit saak maak. Dis hoekom heiligheid, dis die woordjie wat die Bybel gebruik, heiligheid saak maak. Dis hoe hy net verder skryf hierso. Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hoe implementeer koning Jesus? Hy's klaar koning van alles. Hoe implementeer hy nou sy koninkryk, sy heerskappy, God se heerlikheid, God se teenwoordigheid, God se heerskappy? Hoe? Dis deur die familie. En dis deur hoe ons lewe. Ons lewens maak saak, want God het 'n doel met ons. Sy heerlikheid, Jesus se koningskap, His glory, our story. En daarom, vriende, moet ons die vraag vra, maar hoe word my lewe al hoe meer iets wat Jesus se koningskap in hierdie wêreld reflekteer? Sodat elke hoekie en gaatjie hier in die tuinroete, elke gesin, elke besigheid, elke gemeente, elke omgewing gevul kan word met die heerlikheid van God, sy heerskappy, sy teenwoordigheid. Hoe verander ek? Want dis waaroor ons laasweek gesels het. Heiligmaking, 'n lewe wat groei in integriteit, is 'n proses. Jy hoor, hy sê, hy wat heilig maak, dis Jesus, sowel as hulle wat geheilig word. Dis 'n aanhoudende proses. Wat doen ek en jy saam met die Heilige Gees, sodat ons kan groei in integriteit? En hier is dit ongelukkig nou iets wat ons net by moet stilstaan, want baie Christene het in hierdie misleiding, misverstand ingetrap. Hulle dink dat dis iets wat net gebeur. Ek gee net my lewe oor, die Heilige Gees vloei in my en heiligheid vloei uit my uit. En vriende, dit is so, dat dit is die werk van die Gees wat ons heilig maak.
Maar jy gaan amper die helfte van die Nuwe Testament moet uitskeer as jy dink dit gaan nie effort van jou kant af vat nie. Net in Hebreërs, 'n klomp plekke. Hebreërs 5 sê, daar's mense wat volwasse word deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis oefening. Hebreërs 6 sê, ons begeer dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer sal toon om tot volle sekerheid van die hoop te kom, sodat julle nie traag word. Seker die bekendste een in Hebreërs is Hebreërs 12. Laat ons elke las ontslae raak van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus. Daar's liedjies, daar's gediggies, daai versie is so bekend. Effort is deel van die game van 'n lewe wat groei in heiligheid en integriteit, sodat Jesus se heerskappy al hoe meer dinge kan vul in hierdie wêreld. So hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Heiligheid of integriteit is nie 'n poging om in die Here se goeie boekies te boer. Kom jy het niks met dit te doen nie. Dit het alles te doen met God se doel. Hy, Here Jesus, is nou koning. Hy bring God se koninkryk na die wêreld toe. Maar hy gaan dit implementeer. Hy is klaar koning. Maar hy gaan die beleid, as jy dit nou so sê, implementeer deur 'n familie van mense wat al hoe meer hom reflekteer, al hoe meer word soos hy is. En hier wil ek begin. Hoe het Jesus dit reg gekry om God se koninkryk na ons wêreld toe te bring? Hoe was dit, dat toe Jesus met sy publieke loopbaan begin, hy gaan nou goed doen, hy gaan goed sê, hy gaan allerhande dinge doen, en dan sê hy, wanneer hy begin, God neem nou die show oor, God begin nou regeer, God se koninkryk het nou naby. Hoe het Jesus God se koninkryk gebring? En baie maklik sal ons sê, ja, maar dis omdat Jesus God is wat mens geword het. Dis hoekom hy God se koninkryk kon bring. Dit is so. Maar as iets aan Jesus, die Hebreërs skrywer stel dit so. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid. Soos die son nie gevoel of gesien kon word as daar nie strale was nie. So is dit toe God mens word, Jesus. Hy straal God se teenwoordigheid en God se heerskappy. Dis wat die woord heerlikheid beteken. Hy is met eer en heerlikheid gekroon. God se heerskappy straal hy in hierdie wêreld in, maar hoe het hy dit reg gekry? Hebreërs gaan aan. En die ewe beeld van sy wese. Hierdie is 'n baie interessante woordjie. Die Griekse woordjie wat ons vertaal hier met ewe beeld. Die ou vertaling sê die afdruksel. Die Griekse woordjie is waar ons woord karakter vandaan kom. En in die wêreld van daai tyd, ons het in ons Hebreërs huis hier oor gesels, as daar van julle is wat onthou, in die wêreld van daai tyd het hulle mos nou nie printing gehad, drukking soos ons dit het nie. Hulle het, as hulle iets wou druk, op 'n harde metaal iets uitgekerf. En dan sou daai harde metaal wat uitgekerf is op 'n ander materiaal gedruk word. Het sy 'n stempel en was, of sê nou soos met muntstukke, sou dit op 'n sagte metaal gedruk geword het. En daai afdruksel het 'n uitdrukking geword. Daai impression het 'n expression gemaak. En daai expression is genoem karakter. In die sagte weefsel van Jesus se menswees sien ons die presiese uitdrukking van God se karakter, sy wese. En dis hoe Jesus God se koninkryk na ons wêreld toe gebring het. Dis die karakter van God wat in die karakter van Jesus afgedruk is, wat gemaak het dat Jesus dinge op 'n sekere manier gedoen het en nie gedoen het nie. Al was die verwagting hoe groot dat hy dinge op 'n ander manier moes doen, het hy nie. Dit was die karakter van God wat ons in Jesus sien, wat gemaak het dat hy op die ou einde sy lewe aan 'n kruis gegee het. Hoe het Jesus gesê, as julle my sien, het julle die Vader gesien.
Dis die karakter van God in Christus wat gemaak het dat hy sy lewe gee en so God se koninkryk na ons wêreld toe bring. Soos iemand gesê het, dit was nie die spykers wat hom aan die kruis gehou het nie. Wat was dit? Wat was dit dat Jesus gemaak het, dat hy daai moeilikste besluit van sy lewe geneem het, om sy lewe te gee? Onthou jy die aand voor sy kruisiging daar in die tuin van Getsemane? Wat het gemaak dat hy daai besluit geneem het? Dit was die wese van God wat afgedruk is op die karakter van Jesus. Dis hoe hy God se koninkryk na ons wêreld toe gebring het. En vriende, ek is oortuig, dis dieselfde vir my en jou. Hoe word ek en jy al hoe meer mense wat Jesus se koningskap in die wêreld reflekteer? Dis die vorming van sy karakter in ons karakter. Ek glo dis wat die skrif sê, die skrif wat ons laasweek gelees het, as hy sê die Heilige Gees getuig. Dit is die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit. Ek sal my wette in hulle harte gee en dit op hulle verstand neerskryf. Ek glo dit gaan oor die vorming van ons karakter. So die vraag is, hoe werk ek en jy saam met die Heilige Gees? Dat die karakter wat in ons besig is om te ontwikkel, al hoe meer die uitdrukking is van Jesus se karakter. En ek wil vandag iets neersit op die tafel en dan gaan ons volgende week aan die hand van 'n baie praktiese voorbeeld, 'n karaktertrek van Jesus wat nou in ons besig is om vorm aan te neem, gaan ons kyk hoe werk dit in die praktyk. So vandag gaan so amper 'n bietjie die teorie wees oor hoe word ons karakter gevorm en groei ons in integriteit, in heiligheid, in al hoe meer die karakter van Jesus weerspieël. Maar ons beginpunt moet wees, dit kan gebeur. 'n Mens se karakter kan verander. As praat van karakter, praat ons nou nie van persoonlikheid nie. Ons almal het verskillende temperamente, ons het verskillende gawes, ons het verskillende sterktes, talente. Dit verskil, dis uniek, dis God gegewe. Maar in elkeen van ons is daar besig om 'n karakter te vorm. En hierdie karakter kan al hoe meer die vorm van Jesus aanneem. Sy karakter weerspieël. Ons moet glo dat dit kan gebeur. Die manier hoe Petrus dit beskryf so. Hy sê, God het hierdeur sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat die begeerte in die wêreld teenwoordig is. Hoor die geweldige woorde. As die Heilige Gees sê in Hebreërs, hy skryf sy wet op ons hart en ons verstand. Petrus sê, dis 'n deelgenoot word van die goddelike natuur. Nou my vriend, as dit nie die verandering van ons menswees is, dan weet ek nie. En as ons nie kan indink in dit wat Petrus sê, dat ons natuur kan verander en dan kan ons karakter verander. As ons nie kan indink in dit wat Petrus sê, dit wat die Bybel sê nie. As ons nie dit kan glo nie, dan moet ons weer dink, hoekom dink ons nie in lyn met die Bybel nie? As jy nie oor jouself kan dink in hierdie terme, dat ek nou deel kry, God se geskenk, sy beloftes, nie my pogings nie, sy beloftes, sy geskenk aan my is dat ek deel kan hê aan sy natuur. As ek nie my in daai prentjie kan indink nie, dan moet ek weer dink oor hoekom kan ek nie. Partykeer het ons so 'n skynheilige nederigheid in ons Suid-Afrikaanse kultuur. Kom ek sê maar eerder in ons Afrikaanse kultuur,
so 'n skynnederigheid. Nooit mag ek ooit dink dat ek kan sê ek kan deel hê aan God se natuur nie. Nooit in my lewe nie. Nou my vriend, as my nederigheid maak dat ek nie kan dink soos die Bybel sê ek behoort te dink nie, is dit nie nederigheid nie, dan is dit arrogansie en hoogmoedigheid. En dan moet ons bekeer. Ons moet hier begin. Ons moet glo dat ons natuur verander het. Dis wat Jesus kom moontlik maak. En nou kan ons karakter al hoe meer 'n weerspieëling word van sy karakter. Ons natuur is nie meer sondaars in Adam nie. Ons het verlede week oor gesels. Ons natuur is nou die nuwe mens in Christus. Dis sy geskenk. Ons moet by geloof begin. Dis hoekom laasweek se gesprek vir my so belangrik is. Hebreërs 10 sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Vervolmaak beteken nie ons is nou perfekkie, dit beteken die einddoel, dis wat vervolmaak beteken, einddoel, to bring to completion, dis iets wat Jesus se offer klaar moontlik gemaak het, klaar, dis afgehandel, en vriende, ek kan nou nie sê hoe dit werk nie, maar kyk weer na daai versie, en laat toe dat die woord van die Here geloof in jou skep. Deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Die een manier wat ek kan dink om daai woordjie te probeer verduidelik, maar dit is moeilik en is iets wat jy gaan moet deurdink vir jouself. Vervolmaak, gebring by die einde. Sê nou Jesus kom vanaand. Dan is die skrif baie duidelik. Ons gaan net soos hy wees. In ons karakter, in ons totale mens wees, selfs in ons liggame, gaan ons net soos hy wees. Soveel so dat God sy hele skepping aan ons gaan toevertrou, ons gaan saam met Jesus heers. Hoe? Is dit nou die Here wat ons beloon vir goeie werke? Nee. Is dit die Here wat nou sê, joh, jy het nou so goed gedoen, so kom ek sit nou maar net die cherry op die koek? Nee. Dis alles genade. As Jesus vanaand kom, gaan jy dit sien. Jy gaan net soos hy wees en dit is sy genade, sy geskenk aan jou. Jesus het deur een offer vir altyd vervolmaak. Die einde is gegarandeer, gewaarborg. En ek het die idee dat as mense so begin dink en so begin sien, gaan hulle sê, okay, maar dan sien ek nou kans vir die pad. Ek kan die pad loop want ek weet waar die pad eindig. Ek gaan soos Jesus wees. Ons moet begin by geloof. Ons moet daar begin. Hebreërs sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ek bly dink, vriende, as ek en jy kan begin by wat Jesus deur sy offer moontlik gemaak het, daai vervolmaaktheid, dan gaan ons geloof hê ook vir die proses, wat natuurlik deur die Heilige Gees is, deur dieselfde offer van Jesus wat die Heilige Gees nou in my bly, dat die Gees my gaan help in hierdie proses. En net vir ingeval jy dink, niks effort nie, het gaan net uit my uitvloei, lees net Petrus verder. As hy sê, ons word nou deelgenote deur God se geskenke en sy beloftes aan God se natuur, dan sê hy, lê juis daarom alle ywer aan die dag, om by julle geloof te voeg, die deeg, en dan gaan hy aan met die lysie. Ons begin by geloof, maar dan sit ons effort in saam met die Heilige Gees, laat ons karakter al hoe meer gevorm kan word. Om Jesus as koning te verteenwoordig, beteken om op 'n ander manier teenwoordig te wees, in my huis, in my werk, in my gemeente, in ons omgewing. En daai manier van teenwoordig wees word gevorm deur ons karakter. So die vraag is, as ek dan glo, dis die beginpunt. Hoe? Wat doen ek saam met die Heilige Gees? Dat my karakter
al hoe meer gevorm kan word om Jesus te weerspieël. En vriende, ek sê weer, ek gaan nou net vinnig 'n paar elemente neersit en dan volgende week gaan ons dan kyk in praktyk aan die hand van 'n karaktertrek van Jesus wat Hebreërs nou aanmoedig in ons. Gaan ons kyk hoe in die praktyk groei 'n mens se karakter om al hoe meer soos Jesus te word. Dink die een element wat baie belangrik is. Paulus maak lysies. Petrus in hierdie gedeelte maak 'n lysie. Voeg by die deugde by die geloof die deugde en dan die insig en dan die selfbeheersing dink ek en dan die broederliefde en dan die naaste liefde. Paulus maak 'n lysie. Hy sê die liefde, die vrug van die Gees is liefde en die liefde bestaan uit vreugde en vrede en geduld en goedheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. 'n Ander lysie in 1 Korintiërs. Daar's 'n klomp lysies. Maar sien al daai lysies in die eerste plek as 'n beskrywing van Jesus se karakter. Ek dink die eerste element in die vorming van karakter is aanbidding. Ons aanskou Jesus. Ons sien, en dis waar die evangelies ons so help. Ons sien sy interaksie met mense. En ons weet as ons Jesus sien en aanskou, sien ons die afdruksel van die Skepper se wese. Ons sien ons Vader. Wanneer ons hom aanbid, daai element, en daarvoor is daar ritmes nodig, daarvoor is daar gewoontes nodig, en een van die belangrikste gewoontes, ons gaan baie hierop klem lê, is ons doen dit saam met ander gelowiges. Gemeente wees is om te aanbid, om Jesus saam te aanskou. En ons doen dit, ja, natuurlik deur praise and worship en musiek, maar ons doen dit ook deur saam te gesels uit die skrif uit. Dis wie Jesus is. Hoe wonderlik, hoe wonderlik. Ons staan in verwondering vir wie Jesus is. Wanneer ons in verwondering is oor wie Jesus is, dan help die Heilige Gees ons om soos in 'n spieël ook die refleksie te sien van ons nuwe self. 'n Element wat dan saam met aanbidding kom, is juist dit. Die Heilige Gees help ons om Jesus te sien en ons nuwe self in Jesus te sien. As jy Jesus sien, stap jy eintlik in jou nuwe mens, jou nuwe jy vas. Maar dan is dit baie belangrik dat die Heilige Gees ons ook help om te sien, wat is nou in ons lewens aan die gang? En vir beide hierdie, om jouself in Jesus te sien en om jouself, jou lewe te sien, soos dit nou in hierdie wêreld is refleksie geweldig belangrik. Refleksie, 'n ritme van refleksie, om bewus te wees van wat in my lewe aan die gang is en veral ook om bewus te wees van die patrone in my lewe. Die gewoontes. In ons tyd is daar soveel geskryf oor die belangrikheid van gewoontes, habits. Daar's soveel goeie boeke. Maar vriende, dit is deel van die vorming van karakter. My habits. Nou ek wil gou iets hieroor sê. Ons het 'n wonderlike sessies met ons as personeelgroep met Dr. Jerry Besuidenhout, 'n psigiater. En hoe hy ons begelei om te dink oor ons lewens. En hy maak hierdie week 'n stelling. Hy sê, ons moenie begin by 'n reg en verkeerd as ons kyk na wat in ons lewe aan die gang is nie. Want die oomblik as jy sê reg of verkeerd, hou jy op dink. En toe hy dit sê, toe dink ek dadelik aan Hebreërs. Het 'n ander manier van dink. Hy sê daar's volwassenes wat geoefen word, hulle het 'n vermoë wat geoefen is deur die gewoonte om goed van kwaad te onderskei. In jou ritme van refleksie, glo ek die Heilige Gees wil my en jou help om te sien, hoe lyk my lewe? Hoe lyk my gewoontes? En is dit goed? Nie reg of verkeerd nie. Is dit goed? Help dit my om al hoe meer hierdie karakter wat ek in Jesus sien en aanbid, om so gevorm te word, my karakter, wat al hoe meer sy karakter weerspieël. 'n Ritme van refleksie oor jou lewe, met die hulp van die Heilige Gees, deur die woord, en mag ek ook sê, saam met ander,
Dis seker een van ons moeilikste goed. 'n Ritme van refleksie oor ons lewens ook saam met ander. Baie mense het al die waarde hiervan gesien. Miskien in 'n counselling, 'n terapie proses, miskien in 'n begeleidingsproses, spirituele begeleiding, miskien in mentorskap, maar soveel mense, ek wil dit amper 'n life hack noem, 'n character hack, om saam met iemand te reflekteer oor jou lewe. Om te reflekteer is ononderhandelbaar in die proses van karaktervorming. Want wanneer ek Jesus sien, sy karakter, hom aanbid, en ek sien die refleksie van my nuwe self, en ek sien dan wat in my lewe aan die gang is, kan die Gees my lei. Hier is iets wat nie goed is nie. Hier is iets wat kan lei tot kwaad. Hier is iets wat goed is. Of hier is iets wat ek kan leer, aanleer, inbring in my lewe wat goed is, wat my gaan help om al hoe meer so 'n karakter te vorm wat ek in Jesus sien. Dit is hoe Hebreërs volwassenheid beskryf. Kom ons lees net weer Hebreërs 5 vers 14. Volwassenes vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen om te kan onderskei tussen goed en kwaad. En vriende, dis aan die laaste punt wat ek vandag wil maak. Nog 'n baie belangrike element is die lewe. Die lewe gee oorgenoeg geleentheid om die karakter van Jesus in te oefen. Om honderde besluite elke dag te neem, om nie so te reageer nie, maar eerder ander. Dis nie 'n probeer nie, hou op probeer en begin dit oefen. Ons oefen nou die karakter van Jesus. Hy sê dis iets wat deur gewoonte geoefen word. Nou hier is natuurlik 'n probleem, né? As ons nou sport doen, as jy deel van 'n rugbyspan is, dan het jy oefeninge en dan speel jy die wedstryd. En in die oefeninge kan jy 'n klomp goed leer en oefen en jy kan foute maak tot jy die ritme kry, tot jy iets kan doen amper sonder om te dink. Jy kan hom so inoefen dat jy later as jy nou in die wedstryd kom, kan jy amper dit doen sonder om te dink. Ongelukkig is die lewe nie heeltemal so nie, né? Ons kan nie van die lewe onttrek en dinge oefen nie. Maar miskien is dit waarmee gemeente wees ons juis ook kan help. Dis in 'n gemeente waar ons veilig kan wees, waar ons is veronderstel om veilig te kan wees om sekere dinge te oefen. Ek reageer nie so wanneer ek van iemand verskil nie. Ek gaan nou eerder so begin reageer. En ek oefen dit, ek oefen dit, ek oefen dit. Ons gaan volgende week kyk na 'n praktiese voorbeeld hoe oefening in karakter trekke lyk. Maar 'n gemeente kan 'n ideale omgewing wees. 'n Gemeente, soos Hebreërs sê, hy sê, laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk. Ons sien nie die toekoms. Dis hoop. Deur geloof lewe ons nou al die inoefening van daai karakter, want hy wat die belofte gemaak het is getrou. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Gemeente was veronderstel om 'n oefenplek te wees. Dis al klaar die lewe. Ons kan nie van die lewe onttrek nie, maar dit is 'n stukkie van die lewe wat veronderstel was om veilig te wees, waar ons mekaar kan bemoedig dat die goeie karakter van Jesus nou ook die dinge is wat ons inoefen. En dan as ons in die lewe kom waar ons Jesus se koningskap moet weerspieël baie keer op plekke wat vyandig gesind is teenoor daai koninkryk. Plekke wat nog nie, al staan hulle klaar onder Jesus se heerskappy, erken hulle hom nog nie as koning nie. Wanneer ons in daai omgewings beweeg, dan is dit al bietjie meer ingeoefen om nie so te reageer nie, maar eerder so, die karakter van Jesus. Ons gaan volgende week 'n bietjie verder gesels oor hoe dit in die praktyk kan lyk. Maar hier is waar ons dan vandag wil land. As ons gesels oor aanbidding en verwondering, as ons gesels oor 'n ritme van refleksie, en as ons dan gesels oor die honderde besluite wat ons elke dag kan neem om iets in te oefen, sodat dit al hoe meer, hoe sê ons, tweede natuur word, al hoe meer van self kom, wanneer jy dit nou al so ingeoefen het.
wanneer ons oor al hierdie dinge praat. Vriende, die belangrike ding om vandag, wat ek jou wil uitnooi om vandag te vat is, jy en ek kan verander, en ons kan nie net nie, ons gaan. Dis wat Jesus kom waarborg het, deur sy offer, en deur sy offer werk die Heilige Gees nou in jou, en in my. Maar moet asseblief nie hierdie pad alleen probeer loop nie. Een van ons vennote gebruik hierdie beeld in die week. Hy sê, hy sien homself stap met cowboy boots, en hy stap, en is rowwe terrein, is die Wilde Weste, en hy teen bulte op, en deur strome water, en is rof, maar hy stap, is effort, en hy doen het. Maar dit is moeilik. Op 'n stadium kry hy 'n perd. Wat hy toe nou doen, is hy lei die perd. En dit maak dit nog moeiliker. Deur die berg, oor berge en in dale. Moeilik, want nou moet hy die perd lei. En toe klim hy op die perd. Nie gemaklik nie, want nou moet hy leer, hy moet sy sit kry. Maar die effort is nie meer sy effort alleen nie. Was so 'n mooi beeld. God het vir ons deur die offer van Jesus sy Gees gegee, sodat ons karakter nou al hoe meer gevorm kan word om soos Jesus sin te wees. Jesus het dit gewaarborg, is 'n garantie. Jy kan maar die pad stap met belydenis van hoop, met vrymoedigheid, dis hoe Hebreërs oor en oor sê. Ons het nie net sondebelydenis nie. As jy net vashak by sondebelydenis, vriende, gaan jy 10-10 heeltyd net dink reg verkeerd. Bring die belydenis van hoop in. En jy gaan ontdek, jy kan op 'n ander manier dink. Daar's goed, ja, daar's kwaad en ek hardloop weg van dit af, maar daar's goed en ek kan groei in dit. Ons praat volgende week verder hieroor. Maar kom ons kry net die vertrekpunt reg. Asseblief. Kom ons glo dit wat die skrif sê oor ons karakter, wat nou verander en ons het deel aan God se natuur. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie dinge is groot dinge om aan te dink, en dis belangrik, veral as ons mense wil wees, wat al hoe meer U heerlikheid, U teenwoordigheid en U heerskappy reflekteer in ons wêreld. Here, dan is dit ononderhandelbaar dat ons karakter gevorm moet word. Dankie vir die krag en die werking van U eie Gees nou in ons. Here, help ons om maniere van dink wat nie pas by hierdie waarheid, om daai maniere van dink af te lê. Ons verwys so maklik na onsself as mense met 'n sondige natuur, terwyl die skrif sê ons het deel nou aan U natuur, dis U geskenk. Ons verwys so maklik na, ons is maar net mens, met ander woorde, ons gaan die hele tyd aanhou foute maak. Ja, ons gaan foute maak, maar ons is nou nuwe mense in Christus. Here Jesus, help ons om U te glo, ook wanneer dit kom by die vorming van ons karakter, en staat te maak op die werking van die Heilige Gees. En Here, help ons met ritmes van aanbidding en verwondering, ritmes van refleksie, en ritmes van inoefening deur besluite te neem, saam met die mense wat U ook vir ons in ons lewens gee. Ons bid dit in die naam van Jesus, en ons sê vir U dankie, dat U op pad is met ons. Amen. Vriende, was lekker om saam met jou te kuier, en ek sien uit na volgende week, wanneer ons dan hierdie reeks oor integriteit afsluit.